Hier in my hand 'n klagte van solidariteit teen die regering van Suid-Afrika wat vanoggend gestuur is aan die Verenigde Nasies. Dit gaan oor ons regering se gebruik van rassewette, daarvan het ons al baie gehoor. Saam met my is Anton van der Byl, adjunkbestuurshoof van Solidariteit. Anton, wat doen ons met hierdie klagte? Wat is die basiese inhoud daarvan? Ja, as jy kyk na die klagte, dan is dit die meeste klagte wat gelees na die Verenigde Nasies se Menseregte Kommissie. En in daardie klagte sê ons dat Suid-Afrika is absoluut rasbeheer. As jy kyk na elke sektor, jy kyk na elke sfeer, jy kyk na elke afdeling van ons land, dan is daar een of ander tipe van 'n rasmaatregel wat op plek gestel is. Ons sê dit kan nie so aangaan nie. Hierdie rasbeheertyd wat permanent van aard is teen internasionale konvensies. Internasionale konvensies sê duidelik herstellende aksie moet tydelik van aard wees en dit moet 'n spesifieke nadeel hoe dit aanspreek en hanteer. Ons sê dit kan nie so aangaan nie, regstellende aksie kan nie permanent wees nie, ons soek nou 'n einde aan regstellende aksie. Hierdie internasionale konvensies is natuurlik alles goed waar toe Suid-Afrika se regering ingestem het, en stem in om dit na te kom. Maar wat kan die VN hieraan doen? Of kom ons sê, wat vra ons van hulle om te doen hieraan in hierdie klagte? Ja, dit wel, die VN is maar eintlik die waghond wat kyk dat internasionale konvensies spesifiek ten opsigte van menseregte nagekom word. Nou, as jy kyk na die internasionale arbeidsorganisasie wat 'n afdeling is van die VN, is daar 'n spesifieke konvensie wat sê dat is konvensie 111 sê herstellende aksie moet tydelik wees. Dit kan nie permanent van aard wees nie. As jy kyk na die komitee van uitwissing van rassediskriminasie in die VN, dan is daar 'n spesifieke konvensie wat sê regstellende aksie moet tydelik van aard wees. So as die VN is die menseregte waghond, jy kyk na die konvensies, dit sê dit tydelik van aard wees. Ons verwag van die van die Verenigde Nasies om in te tree en te sê, staat, regering Suid-Afrika, julle is besig om internasionale konvensies te oortree, dit kan nie langer so aan. Solidariteit gebruik graag baie van hierdie platforms om druk toe te pas. Maar wat maak dit hierdie keer anders en wat is die kans dat daar sukses sal wees met hierdie klagte? Ja, ons het 'n omvattende proses en projek geloods die jaar waar ons omvattende aksies loods teen regstellende aksie. Dit sluit in hofsaake en klagtes teen by internasionale organisasies. Ons was al voorheen suksesvol met verskeie hofaksies en ook met internasionale klagtes. Dis vir ons baie duidelik dat hierdie huidige regsbestel oortreding is van internasionale konvensies.